Goeiemôre mense. Ek net hierdie bril afhaal want ek kan naby nie sien nie, maar ver kan ek nog minder met hom sien. Kom ons sê môre vanoggend wil ek vir almal welkom heet hierso. Ek wil nou amper hier op die preekstoel staan want ek kort ook nou 'n podium hierso. Baie welkom aan alle nuwe intrekkers, as daar enige nuwe intrekkers is. Ons sê vir julle vanoggend baie welkom hier by ons. Ons het vanoggend lekker wakker geword en is 'n mooi sonskyndag, soveel om voor dankbaar te wees. Sommige van ons 'n daggie ouer, maar ons wil vir julle almal sê baie welkom vanoggend hier by die gemeente. En dan wil julle my net gou toelaat om 'n paar afkondigings te hanteer. Ons het Dominee Jacques preek vanoggend by NG Piet Potgietersrus. Dis maar as gevolg van 'n jaarlikse kanselreiling dat hy vanoggend daai kant preek. So, maar hy kom na kerk, kom hy terug hiernatoe. Ons het nog steeds ons sonnaarskoollesie wat na kerk aangebied word. So die kinders, alles is normaal. Dis net 'n ander dominee vanoggend. Ons bid, ons vra vanoggend vir u voorbereiding. Ons het direk na kerk, is dit kerkraadsvergadering. Daar's 'n paar belangrike sake wat ons moet hanteer. So ons vra vir u voorbereiding vir dit. Ons het ongelukkig moet ons het ons verneem dat ons die familiekamp wat ons so beplan het ons afgestel. Dit is maar weens al die skole se sport en dinge wat net inmeng en daar's 'n bietjie tekort aan getalle ook wat ons verplig is om die familiekamp dan af te stel vir hierdie jaar. Ek herinner u graag aan die koneksiegeleenthede. Daar's nog 3 oor. Jackie, is dit vir die maand, 3 of vir die jaar, 3 koneksie vir die jaar. So daar is nou komende maandag en donderdag is daar dan weer koneksiegeleenthede wat jy kan bywoon. En dan kom ons by die volgende lekker ding is die Sterker Rivier Bazaar. Sterker Rivier Bazaar 7 Junie. Altyd 'n groot sukses, maar met die hulp van ons gemeentelede, enige bydrae, enige hand, as jy kan pannekoek bak, as jy kan hamburgers maak, as jy kan munt skenk, enigiets wat jy voel jy kan gee vir die bazaar of kan kom help met die bazaar, dis die 7de Junie op Sterker Rivier. En dan het ons hemelvaartdiens word by NG Piet Potgietersrus gehou. Dis die 29ste Mei en Dominee Piet Venter hanteer die diens daar. En dan wil ek gou net die tweede laastens koswaantjie. Ons het die 1 Junie is die koswaantjie wat ons vra vir jou ondersteuning. Dit is blykbaar curry and rice, Jackie, curry and rice wat hulle daar so maak. Julle kan by die kerkkantoor julle bestellings plaas. Dit is blykbaar verskriklik lekker. Ek weet nie of wie gaan dit maak nie, maar dit klink lekker. En ja, dan wil ons net die deurkollekte gaan vanoggend na my toe. Dit is die deurkollekte gaan vanoggend na Jan Kriel Instituut. Dit is 'n skool vir kinders met spesiale onderwysbehoeftes, so ons deurkollekte gaan vanoggend vir hulle. En ja, dan is dit my voorreg om vanoggend vir Dominee Louis weer hier in ons midde te verwelkom. Dominee Louis is 'n ou bekende hier by ons. Ons ken hom goed, sy preek is altyd baie lekker. So Dominee, baie welkom hier by ons vanoggend en mag jy 'n geseënde dag en 'n geseënde diens by ons hê. Dankie. Ons sê gemeente, goeiemôre. Hartlik welkom ook vanmôre hier in die erediens en baie dankie dat u ook saam met ons hier is om ook te deel in die liefde en die genade ook van die Here in sy teenwoordigheid. Ek wil eintlik voordat ek aangaan nou sê jy het nou vinnig weggehardloop. Hy het nou so saggies gepraat oor verjaarsdag, maar hy verjaar vandag. So sê jy baie geluk, dis hoekom hy die deurkollekte vir homself wou gehad het, hy wou seker 'n lekker stukkie vleis gaan koop het. Sê jy baie geluk, ek weet nie of daar ander lidmate is wat dalk vandag verjaar nie, maar mag jy en jou gesin en u wat dalk ook vandag verjaar, mag jy regtig waar die goedheid en die liefde en die genade van die Here ook ervaar en beleef, dat die Here ook vir 'n mens
nog soveel geseënde jare ook toegaan. Kom ons draai gou net na mekaar toe. Miskien, ek hoop nou nie het jou man of vrou baie lank laas gesien nie, maar kom ons draai gou so na mekaar toe en dan groet ons net mekaar vanmôre ook. Nou, soos CJ gesê het, vanmôre is dit kanselruilings in die ring. Elke ringspredikant is by 'n ander gemeente waar my konsulent ook is, en daarom dat ek nou vanmôre hier kuier en Jacques in Piet Potgieters Rustgemeente kuier. Dominee Piet is daar by my, en Dominee Hannes en Dominee Shaal van Marken en Kroesrand, hulle wissel ook net kansels. Vroeger jare het ons altyd hierdie geleentheid gebruik om hier in die kerk na die tyd te vra, hoe gaan dit met die gemeente? En dan was dit nou altyd moeilik oor wie gaan regtig praat. En dan is dit altyd so half 'n bietjie styf, en ons het gesê, maar weet jy, ons gaan dit nie meer doen nie. Ons gaan nie na die tyd vir 'n gemeente 'n klompie vrae vra nie. Ons gaan net die uitnodiging rig en sê, as daar iets is wat u graag dalk met my wil bespreek of my wil noem, is ek na die tyd hier tot u beskikking, en u is meer as welkom om dit ook met my net te deel. So gemeente, kom ons sit net so, kom ons raak vir 'n oomblik ook net stil voor die genade troon van die Here. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so Here is ons oë net op u gerig. Amen. Geliefdes, ek groet u vanmôre, genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons as gemeente loof die Here saam met 'n loflied, lied 205. Kom ons sing daar die eerste en die derde vers. Jy kan maar net weer die plekke inneem. Gemeente, as deel van ons selfondersoek gewoonlik word al baie keer die 10 gebooie of die samevatting van die wet gelees. Maar as 'n stukkie selfondersoek geleentheid waar ons net so 'n bietjie kan kyk na ons eie lewens binne ons eie harte. As u saam met my die Bybel wil oopmaak by Spreuke hoofstuk 3, is u meer as welkom. Ek wil graag net Spreuke 3 vers 1 tot 8 vir u voorlees. En ek wil hê jy moet mooi luister daarna.
En jy moet dit vanmôre eintlik gebruik as 'n spieël om na jouself ook te gaan kyk en agter te kom, maar Here, is daar iets wat die Here op jou hart kom druk? Iets wat in jou lewe dalk nog nie is waar dit moet wees nie. So kom ons luister net na hierdie woorde. Salomo wat hierdie woorde met ons deel, hy sê, my seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam en maak dit deel van jou lewe. En so sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, maar dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Ek wil jou geleentheid gee, 'n paar oomblikke van stil gebed, waarin jy dalk hierdie woorde wat jy gehoor het, dalk net in jou binneste weer oor kan nadink, en as daar iets is wat jy voel, jy wil graag vanmôre net by die voete van die Here kom neerlê, dis die geleentheid, om in stilte, waar niemand anders te jou pla nie, waar niemand anders te jou sien nie, ook net dit vir die Here te gee, wat op jou hart is. So kom ons sit net so vir 'n paar oomblikke in stilte. Here, baie dankie dat ons vanmôre ons harte ook voor U mag oopmaak. En dankie Here dat ons ook dit wat verkeerd is in ons lewens, dat ons dit vir U kan gee. Dat ons ook die vrymoedigheid het om te sê, Here, ons is jammer vir alles wat ons verkeerd sê en verkeerd doen, vir alles wat ons ook nalaat. En dankie Here dat U ons keer op keer vergewe, dat U ons nuut maak en die geleentheid ook gee om as nuwe mense iets van U liefde en U genade ook uit te leef. Here, hou ons vas in die hande van die genade. En dit bid ons in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Dan gemeente, as deel van ons antwoord hierop, jy kan net so bly sit, as geloofslied ook. Kom ons sing net lied 280, net die eerste vers. Gemeente, ons skriflesing vanmôre kom uit twee gedeeltes, Lukas hoofstuk 15 vers 1 tot 7, wat ek nou saam met u gaan lees, en dan is daar ook 'n gedeelte in 1 Petrus hoofstuk 5, wat ek 'n bietjie later in die erediens ook net saam met u gaan lees. Dominee Jacques het vir my genoem dat u as gemeente huidiglik besig is met 'n reeks, en gevra of ek dalk indien dit moontlik is by hierdie reeks ook kan aansluit.
En daarom die tema wat ek vanmôre saam met u hanteer, gaan juist daaroor dat ons soek saam na almal wat na hulle wat ook weggeraak het. Maar terwyl ons die voorreg het om die woord van die Here so voor ons oop te hou, kom ons buig net die hoofde saam in aanbidding. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie Here Jesus dat ons vir 'n oomblik ook kan stil raak voor u genade troon. Ja Here, ons het 'n tydjie gelede net stil gesit en gedink aan dit wat verkeerd is in ons lewe, en ons het dit ook aan u bely en ook aan u erken, en ons weet Here dat u ons ook dit vergewe het. Maar dankie Here dat ons vir 'n oomblik net kan afsluit van die malle gejaag daar buite. En dat ons net doodstil hier mag wees om ook in afwagting te sit en te luister na die woord wat u ook vir ons vanmôre bring. En daarom bid ek Here dat u my agter die kruis sal laat verdwyn. En dat die woorde wat ons hoor, Here, nie my eie woorde sal wees nie, maar dat dit u woorde is wat u met ons as u kinders ook wil kom deel. En gee Here dat ons ook daarop sal reageer en dat ons daar waar u aanraak, Here, dat ons ook daadwerklik betrokke sal raak en iets sal doen daaraan. Partykeer, Here, wil ons nie stil word nie, want die storms in ons lewens jaag ons en maak ons benoud en maak ons bang, maar dankie Here dat u ook daardie storms in ons lewe ook kom stil maak. Dankie vir die voorreg wat ons het om ongehinderd die woord oop te maak en daaruit te mag lees. Here, seën ons so met u liefde en u genade. En dit bid ons in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Lukas hoofstuk 15, daar vanaf die eerste vers. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. En hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. En toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. En ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Net tot sover ons skriflesing ook vanmôre.